Ons is eintlik besig om met die klein profete besig te wees en te luister wat die Here vir ons deur die klein profete wil sê. Maar vanoggend wil ek graag 'n preek vat van hulle om hierdie boodskap van vanoggend te bring. Want hierdie week het daar iets gebeur wat dit eintlik noodsaak dat ons nie met die klein profete moet besig wees vandag nie, maar eintlik moet hoor wat die Here oor hierdie een spesifieke saak moet sê. Nou maandag het ek al klaar begin om Jona te skryf, want dit sal nou volgende week gebeur. Dit was eintlik wat vandag se preek moes wees. En ek dink dit is 'n goeie preek, dis 'n lekker boodskap die Here vir ons wil gee, 'n goeie boodskap wat hy vir ons wil gee deur Jona. En nou het ek hierdie preek amper klaar geskryf en maandag aand lê ek wakker en ek besef dit is nie waaroor ek moet preek nie. Die Here druk dit op my hart om oor xenofobie te preek vanoggend, want dit sou Dinsdag moes nou hierdie groot dag gewees het waar hulle uit die land uit weggejaag word en optogte sou wees. Ek dink dit het nou eintlik baie rustiger afgespeel as wat ons gedink het gaan wees. Nou daar was dele waar dit erg was en waar dit redelik was. Daar was nog steeds spanning in ons land, maar dit verg dat ons vanoggend iets oor xenofobie moet sê, sodat jy ook dalk weet waar staan jy as 'n Christen met hierdie hele ding in ons land, hierdie spanning in ons land vanoggend. Nou, soos almal van julle, moet ek ook sê, het ek ook 'n opinie oor xenofobie. Natuurlik, ek het 'n opinie. En ek kan daardie opinie baie maklik deel met my vriende, familie, daar waar mense nou so veilig voel, soos wat jy ook maar jou opinie deel in kringe waar jy veilig voel. Deel lekker maklik die opinie. En ek dink as ek so mooi geluister het, dan is meeste van ons opinie baie naby aan dieselfde. En jy hoor ek sê opinie, dis bloot wat dit is 'n opinie. Die opinie is dat die undocumented mense maar hulle goed moet vat en moet teruggaan waar hulle vandaan kom. Nee, dit is mos maar die meeste mense se opinie. As jy die week gepraat het met iemand, wat sê jy van xenofobie? Hoe voel jy daaroor? Wat dink jy gaan gebeur? Was meeste mense se gedagte gewees, die undocumented ouens, die onwettige ouens, hulle moet nou hulle goed vat en hulle moet gaan. En as hulle nie wil gaan nie, dan sal ons hulle sommer laat gaan. Die moeilikheid met dit is, ons skep 'n scenario van ons teenoor hulle. Jy sluit jouself by ons in, en jy sit 'n groep mense aan 'n ander kant wat jy sê, dis hulle, ons en hulle. En miskien weet jy dat dit nooit in die samelewing goed uitwerk wanneer ons en hulle het nie. Ons en hulle klink sekulêr, dit klink eintlik nie Bybels nie, klink nie Christelik nie. Nou ek moet eerlik wees vanoggend en sê, hierdie boodskap, waarmee ek die week besig was om voor te berei vir vandag, het my opinie oor xenofobie kom skep. Ek sal nou 'n bietjie meer daaroor sê. Ek weet Dinsdagoggend, ek kan nie preek oor Jona nie, al wil ek graag, en nou het ek nou Jona al amper klaar geskryf, en dis 'n boodskap wat ek wil bring, maar ek kan nie daaroor nie. So, waaroor moet ek preek? Ek moet oor xenofobie preek, sê die Here vir my. Maar waar begin 'n ou nou? Daar's soveel stemme, daar's soveel goed wat 'n mens vandag lees, en wat jy hoor oor xenofobie. So ek doen die verantwoordelike ding, wat ons nou maar deesdae doen, en ek gaan na ChatGPT toe. Ek het nie vir Chat gevra om preek te skryf nie, moenie worry nie. Ek het net vir Chat gevra, wat se tekste in die Bybel praat oor xenofobie? Dan kan ek dalk sien, wie wil 'n raai vat, hoeveel tekste in die Bybel is daar oor xenofobie? Wie wil 'n raai vat? Enige raai skoot. Okay, 2. Ek het 2. Okay, dis 'n goeie raai skoot. Daar's verskriklik baie, ek het hulle nie getel nie, want 'n klomp van hulle wat Chat nou sê is oor xenofobie is, toe nou nie oor xenofobie, want Chat is nie altyd reg nie, so dit moet jy ook daarmee te sê. Hy is meestal die tyd naby aan reg, maar nie heeltemal reg nie. So, daar is 'n klomp tekste oor xenofobie. Maar 2 van hierdie tekste praat met my, en weet ek moet dit volgende met jou deel, dis die 2 wat jy op die bord sien, Levitikus 19 en Matteus 15, en ek gaan begin met die eerste een, en ek glo die Here wil iets vir ons vanoggend hierdeur kom sê. Levitikus 19 vanaf vers 33. Wanneer 'n vreemdeling by jou verblyf het in julle land, mag julle hom nie verdruk nie. Die vreemdeling wat verblyf by julle het, moet vir julle net soos 'n gebore Israeliet by julle wees. Julle moet vir hom lief wees soos vir julleself. Julle was immers self vreemdelinge in Egipte land. Ek is die Here, julle God. Nou ek weet hierdie was vir die Egiptenare, vir die Israeliete gegee, en hulle was op stadium in Egipte gewees, en nou word hulle gesê, hoe moet hulle nou lewe wanneer daar nou 'n vreemdeling onder hulle is? Nou God maak reëls
om mense te beskerm. Jy kan gaan kyk na al die wette en al die reëls wat God maak in die Bybel. Is om mense te beskerm. Dis nooit om mense te beheer nie, dis altyd om mense te beskerm. En sou jy die reël breek, dan breek jy die gedeelte wat jou beskerming gee, en is daar 'n kans dat jy gaan seer kry. God gee reëls om mense te beskerm, en hierdie reël wat hy hier gee in Levitikus 19, is juis om die buitelander, die vreemdeling, te beskerm. Nou vreemdeling, wat ons hiervan lees, is die buitelander. Dit is die persoon wat van 'n ander plek afkom en onder ons kom woon. Dit is presies waaroor xenofobie gaan. Ons hou nie van die mense wat van ander plekke afkom en onder ons kom woon nie. Ons is al bang vir dit wat hulle aan ons kan doen. Julle hoor die ons en die hulle. En is in enige en in elke land so. Die mense wat die oorspronklike inwoners van daardie land is, of wat glo hulle is die oorspronklike inwoners, of hulle het 'n reg tot daardie land, hulle hou nie daarvan as iemand van 'n ander land of na hulle toe kom nie, want dit is altyd dan nou 'n hulle. En xenofobie versprei. Maar God kom sê vir ons hier, hoe moet ons so 'n persoon behandel? Hoe moet ons die vreemdeling behandel? En hy maak dit eintlik baie eenvoudig. Hy sê net twee goed hierso. Hy sê die eerste ding is, julle moet hulle nie onderdruk nie. En tweedens, behandel hulle met liefde. Moenie die vreemdeling onderdruk nie. Behandel hom met liefde. Nou ek weet dit is baie moeilik. En jy weet dit is baie moeilik. Maar dit is God se wet. Ek gaan 'n bietjie verder. Julle mag nie onreg pleeg in die regsaak wanneer dit gaan oor lengte, gewig of inhoudsmaat nie. Julle moet 'n onvervalste weegskaal, onvervalste gewigte, 'n onvervalste efa en 'n onvervalste hin hê. Ek is die Here julle God wat julle uit Egipte land wegkry. Nou, Jack het net gesê dat hierdie deel is van die teks wat gaan oor xenofobie nie, en jy maak al goed, want dit gaan nie regtig daaroor nie, maar as jy mooi hieroor lees, dan gaan dit eintlik so 'n bietjie verder, en dit help ons om dit nog beter te verstaan. As hulle sê, ons moet die ouens nie onderdruk nie, en ons moet lief wees vir hulle of met liefde behandel, dan is daar nog 'n gedeelte wat daarby kom. Wees regverdig. Dis wat hierdie teks sê. Wees net regverdig. Moenie onregverdig wees nie. 'n hedendaagse voorbeeld van hoe dit in ons land verkeerd gaan, is iets wat in Kleerwiltuin gebeur. Nou, ek vertel soms so ietsie uit my eie storie uit vir jou. So 2 jaar terug, hierdie vakansie, toe kom kuier my suster en haar boyfriend van daardie tyd van Engeland by ons. Hulle het intussen getrou, so is nou nie meer 'n boyfriend, hy is nou my swaar. En dan, hulle kom kuier hierso, ons moet nou vir hulle wys hoe lyk Suid-Afrika natuurlik. Nou wat doen jy as jy vir iemand van 'n ander land af Suid-Afrika wil wys, jy vat hulle Wildtuin toe. Dit is mos nou maar die beste ding wat jy doen. Ek was hoogs ontstel. Eintlik kwaad toe ons by die hek kom en hy moet meer betaal as ek om in te gaan. Hy moet meer betaal, want hy is nie van hier. Die slegte ding is, as jy in die Wildtuin ingaan en jy gaan kyk mooi wat daar aangaan, dan is dit die buitelanders, die ouens wat nie van hier afkom nie, wat ons land beter oppas as wat ons homself oppas. Ek daag jou eintlik uit. Gaan kyk of jy ooit 'n Amerikaner of 'n Engelsman of iemand wat van 'n ander land, 'n gesofistikeerde Europese tipe land afkom of 'n westerse land afkom. Gaan kyk of hy ooit 'n papier neergooi in ons land. Kyk of hy dit. Hy beskerm ons land meer as wat ons dit self doen. Wat ek daar in Kleerwiltuin sien gebeur, dit is presies waaroor hier gepraat word. Onregverdigheid. Ons behandel sekere mense anders as wat ons ander mense behandel. Ek gaan 'n klomp sulke voorbeelde noem, maar ek noem so een wat ek weet meeste van julle gaan verstaan, wat jy al met dit te doen gehad. Ons moet die ander mense, die vreemdeling, die buitelander, reg en regverdig behandel. En dan sluit God hierdie gedeelte af, julle moet al my vaste voorskrifte en al my beslissings nakom. Julle moet dit uitvoer. Ek is die Here. Hierdie is nie 'n voorstel. Hierdie is nie 'n gesprek wat God sommer net met mense gehad het en gesê, weet julle wat, as julle nou lekker lewe vorentoe wil hê, dan doen julle nou A, B en C nie. Hierdie is 'n wet wat God gee.
En hy gee dit sterk deur, en dan sê hy vir hulle, julle moet dit doen, want ek is die Here. Dis die rede wat God gee. Ek is die Here. Dis hoekom jy dit moet doen. Dis my en jou taak as gelowiges, om dit wat die Here hier vir ons gee, uit te voer. Dis wat hy van ons praat. Miskien het jy al te veel video's gekyk, en dan te veel mense geluister, wat vir jou sê, die Ou Testament is oud, en jy moenie die Ou Testament glo. Miskien voel jy nie te lekker oor die Ou Testament, en veral nie oor Levitikus 19 nie, want miskien het jy Levitikus 19 al in sy geheel gelees. En gaan jy sê dat Levitikus 19 is baie uitdagend in 'n tyd soos hierdie waarin ons lewe. So miskien voel jy, hierdie is een van die Bybeltekste wat ons maar uit die Bybel uit kan haal, en baie mense doen dit. Dit waarvan ons nie hou nie, dit wat te uitdagend is, dit haal ons uit, ons preek nie daaroor nie, ons lees dit nie, as ons dit lees, dan skiep ons dit, ons hou nie daarvan nie. Al wanneer Levitikus 19 van tevore, wat jy dit daarvan gehoor het, gebruik is, was dit om as 'n slaanstok gebruik te word vir iemand. So, jy hou nie van Levitikus 19. Dit maak nie vir jou sin nie. Dit is nie in ons tyd nie. Dan bring ek vir jou die tweede teks. Nie een kom uit die Nuwe Testament. Hierdie teks kom uit Matteus 25. En dis nie wat iemand oor Jesus gesê het nie. Dit is wat Jesus self sê. Nou die aanloop tot hierdie teks in Matteus 25 moet jy baie goed verstaan. Dit is 'n belangrike teks. Jesus praat met die mense en dan sê hy, eendag as hy weer kom, dan gaan hom oordeel wees. En hulle gaan die mense skei sodat die skape en bokke van mekaar skei. Aan die een kant gaan die wees wat hemel toe gaan en aan die ander kant gaan die wees wat hel toe gaan. Dis Jesus se woorde, nie my woorde nie, nie 'n profeet se woorde nie iemand wat oor Jesus gelees het se woorde nie, Jesus se woorde. Twee kante gaan geskep word die dag as hy kom. Een kant gaan hemel toe, die ander kant gaan hel toe. Dis 'n saak. Dis 'n lewe en dood wat hierso in Matteus 25 geskryf word. Dis gereed om te hoor wat die Here sê. Ek lees net die highlights so in die einde. Van vers 34 af, dan het Jesus nou klaar die kante geskep en hy sê, dan sal die koning vir die aan sy regterkant sê. Dis nou die klompie wat hemel toe gaan. Vir julle, geseënd is van my Vader, kom beerf die koninkryk wat vir julle gereed is, gemaak is van die grondlegging van die wêreld af. Want ek was honger en julle het vir my iets gegee om te eet. Ek was dors en julle het vir my iets te drink gegee. Ek was 'n vreemdeling en julle het my as 'n gas verwelkom. Ek was nakend en julle het my geklee. Ek was siek en julle het my versorg. Ek was in die tronk en julle het my besoek. Amen. Ek sê vir julle, wat julle ook al vir een van hierdie geringste broers van my gedoen het julle vir my gedoen. Jesus praat hier van die geringstes, die mense wat nie vir hulle self kan veg nie, die ouens wat nie vir hulle self kan opstaan, die wat deur die samelewing tot op die kant geskuif is. Daar's woorde wat ons hulle deesdae noem, ons praat maar van die randfigure, né? Nou die geringstes, daai minstes. Jesus noem 'n paar van hulle en onder hulle praat hy oor die vreemdeling. Die buiteland. Die ou vir wie ons die week wegjaag. En Jesus sê dat as ons vir hulle versorg, dan is dit so goed ons doen dit aan hom. Nou ek weet ons lewe in 'n baie moeilike tyd wat jy nie hierdie 100% letterlik moet opneem om die vreemdeling letterlik in huis in te laat kom. Hoor mooi, dit transisie. Ons lewe ongelukkig in 'n tyd waar dit vir jou te gevaarlik kan wees. Jy probeer die Christelike ding doen, want Jesus sê dit vir jou, jy laat die vreemdeling in jou huis inkom en ons kan dink wat kan gebeur. Maar daar is ander maniere om te help en dis waarop dit neerkom. Of jy honger is, of hy dors is, of hy in tronk is, of hy nie klere het nie, of hy siek is, of hy 'n vreemdeling is, help hom. Dis wat Jesus sê. Want as jy hom help, is dit so goed as of jy vir Jesus gehelp het.
En Jesus sê dat wanneer jy dit doen, kom jy in die koninkryk van die hemel. Jy is saam met die wat saamkom hemel toe gaan. En net nadat hy het gesê, draai na die ander groep toe. Dan sal hy vir die aan sy linkerkant sê, gaan weg van my af, julle vervloektes. In die ewige vuur, wat gereed gemaak is vir die duiwel en sy engele. En as mense wat nou nog hieroor wonder, is daar regtig 'n hel? Wat is hierdie anderste as 'n hel wat beskryf word? Jesus jaag letterlik hierdie groep mense weg. En hy sê, gaan na die duiwel toe. Na die ewige vuur wat vir jou gereed gemaak is. Tja. Want ek was honger en julle het my nie iets te eet gegee. Dors en julle het my nie iets te drink gegee. Ek was 'n vreemdeling en julle het my nie as 'n gas verwelkom. Nakend en julle het my nie gekleed nie. Siek en in die tronk en julle het my nie besoek nie. Amen. Ek sê vir julle, wat julle vir een van hierdie geringstes nie gedoen het, het julle ook nie vir my gedoen. Ek staan skuldig. Hoeveel keer het ek al die bedelaar weggewys? Hoeveel keer het ek al die boemelaar veroordeel? Hoeveel keer het ek al die Pakistani wat 'n selfooncover aan my wil verkoop wat ek nie nodig het nie geïgnoreer? Hoeveel keer het ek al die rug gedraai op die geringstes en hulle nie gehelp nie? Ek staan skuldig. Waar staan jy? Hierdie teks is natuurlik baie veroordeling teenoor xenofobie. En jy kan baie maklik voel, "Sjoe, ek word nou gedwing om mense te help wat ek nie noodwendig wil help." Maar wat ek in hierdie week geleer het is ons sal meer empatie moet hê met die vreemdeling. Dit het my afgebreek wanneer ek foto's gesien het hierdie week van mense wat nou op die bus gelaai word en dan word hulle weggevoer en dan sien ek, hy het by hom 2 tasse gekledde. En dan sê ek, dis sy hele lewe. Sy hele lewe in daardie 2 tasse. En dan wonder ek kom hy 2 tasse ooit aan die ander kant uit. En as hy nie daai 2 tasse aan die ander kant uitkom, wat doen hy nou? Hele lewe. Nou, vir vandag se boodskap is dit baie belangrik om te sê, daar is 'n verskil tussen reg en verkeerd, tussen wettig en onwettig. En ons moet dit sê van God. God is 'n God van orde. Hy is nog altyd aan die kant van reg. Hy staan nie op vir die ongeregte. Hy staan nie op vir die een wat verkeerd handel. So kom ons sê eerlik vandag vir mekaar, daar is 'n verskil tussen die persoon wat wettig in Suid-Afrika gekom het van 'n ander land af en die een wat toe die rivier laag was, oorgekom het. Daar is 'n verskil. Die een is wettig, die ander een is onwettig. En die probleem wat ons het, is dit gaan eintlik oor die undocumented ouens, die onwettige ouens, hulle moet weg. Maar xenofobie tref nie so onderskeid nie. Xenofobie skeer almal onder dieselfde kam. Of jy wettig in die land gekom het, of onwettig in die land gekom het, jy moet gaan. Dis wat xenofobie doen aan ons. Die wettige immigrant het eintlik net soveel reg, soos ek en jy, wat hier gebore is, om hier te wees. Die wettige immigrant. So ek en jy as Christene behoort tog ook 'n onderskeid te kan tref. Jy kan sê, maar daar is 'n verskil tussen die wettige en die onwettige. Het gaan natuurlik ook nog steeds oor hoe hanteer ons dit. Daai ouens wat op die bus moes klim omdat hy onwettig in die land is. Hy moes, dis reg. Maar hoe het ons hom op die bus gekry? Hoe help ons om steeds op sy voete te kom? Of jou prentjie wys jy, die goeie nuus is, baie TV's is op pad. Ek het weer met hulle gepraat hierdie week.
een van die twee TV's is daar, die ander een is op pad, en waar hy is weet ek nie, maar hy is op pad, en dan gaan ons hulle nou opsit, en dan gaan ons nou nodig hê dat dit gekoppel word, so, ons gaan net so rukkie wag, ek wil dit regtig op 'n Vrydag doen, en dan is alles net reg vir Sondag, so dis op pad, maar gebruik nou jou verbeelding as jy nie mooi kan sien nie, hier is nou 'n boot, en dit is so Jan van Riebeeck se boot, ek wil jou eers vra, waar kom jy vandaan? Ons, dink sommer aan jouself, waar kom jy vandaan? Hierdie is Jan van Riebeeck se boot met sy vlag daarop, in 6 April 1652, land hy hier in die Kaap. Hy maak die poort oop vir ons wat hier sit, se voorvaders, om ook in hierdie land te kom. Nou ek het 'n bietjie teruggegaan op my geskiedenis, ek ken dit eintlik al lank al. My bloedlyn aan my pa se kant, is van Duitsland af. Ek het mooi seker gemaak Hitler was nie in my bloedlyn nie. Ons kom van Duitsland af. En aan my ma se kant is daar Duitsers ook, ja, maar daar's Skotte en daar's Franse. So so 'n tipe van 'n mengelmoes as jy nou sien. Maar almal het op een of ander stadium in Suid-Afrika aangekom, of as 'n vreemdeling, of as 'n vlugteling. Hoe het jou voorvaders hier gekom? Weet ek. Want jou voorvaders was definitief nie, as ek so kyk na wie voor my sit, van die oorspronklike inwoners van Suid-Afrika. Ons kom almal van iewers af. Ons almal, of ons nou vandag hier is as gebore Suid-Afrikaanse burgers, ons almal se voorvaders was iewers vreemdelinge in hierdie land. En met so 'n geskiedenis vra ek vir myself die vraag, hoe kan ek xenofobies wees? Hoe kan ek xenofobies wees met so 'n geskiedenis? Een van die bordjies wat Dinsdagoggend opgegaan het en wat oralste was, is hierdie: Everyone is a foreigner. Ons almal was eens vreemdelinge hier in Suid-Afrika gewees. Nou ek weet ook wat die huidige raseklimaat in ons land is, en dat dit nie te lekker is nie, en dat ek en jy as blanke mense eerder aan die ontvangkant van xenofobie is, as aan die uitdeelkant van xenofobie. Dat daar ons aan die ander kant is wat die hulle wat nou ons is wil weggee, omdat ons anders is. So jy as in die ontvangkant van xenofobie, verstaan dit. Maar ek is oortuig daarvan, dat soos ek, die meeste van julle, meeste van ons, ook al aan die uitdeelkant van dit was. Wat wil die Here vandag vir my en jou kom sê? Oor xenofobie, nou in Suid-Afrika. Oranje, panja, blou is deel van die reënboog. Deel, jy kan die reënboog maak sonder oranje, panja, blou. Ons almal het 'n deel in hierdie land. Ons almal. Ons is 'n klomp vreemdelinge by mekaar. Ek praat nie vanoggend oor wat se vlag is nou die beter een. Wat sê mag nie nou waai en wat sê nie. Kom ons los die rassegeskiedenis agter. Ons praat vanoggend oor die vreemdeling. Wat dalk ek en jy mag wees. Maar die Here wil vir ons vandag kom wys dat elke liewe een van ons het 'n plek hier. Elke. Wat my uitgestaan het in die teks wat ek die week gelees het. En ek dink dis die belangrikste deel van die boodskap en dis hoekom ek los vir die einde. Is dit wat God reg deur in Levitikus 19 sê. Nou hier is die slegte deel as jy nou een van die mense is wat nie meer die Ou Testament lees nie en verwerp nou die Ou Testament want hy is nie goed genoeg nie. Dan mis jy iets soos hierdie. Reg deur Levitikus 19 sê God hierdie een ding.
En dan, in die stukkie wat ek nie jy gelees het, van vers 33 tot 37, sê God dit 3 keer. So ek reken is belangrik, as God dit so baie sê. Weet jy wat hy sê? Ek is die Here, julle God. Dis wat God kom sê. Ek wil hê jy moet daai woorde hoor. Dink sommer aan die situasie waar jy nou is in jou lewe. Wat ook al xenofobie hierdie week vir jou beteken het. Miskien was jy bang dat jou besigheid skade kry. Miskien was jy bang dat omdat jy op 'n hoek bly, soos ons hier op 'n hoek bly, gaan ons veilig wees wanneer die massas hier in die strate opmarseer. En toe kom Dinsdagoggend toe staan niks. Dit is die perfekte dag om dorp toe te gaan. Iewers het xenofobie hierdie week met jou te doen gehad en jy daarmee te doen gehad. Miskien gaan jy nog van hier af terug die volgende week in, jy moet werk met mense wat daar onwettig hier is. En jy weet het. Die Here sê ek is die Here, jou God. Maandagoggend het ek xenofobies opgestaan. Dinsdagoggend het ek tot bekering gekom. Wat dit betref. En dis wat 'n preek aan 'n mens moet doen. Hy moet vir jou wys, as jy die verkeerde kant is, dan moet jy iets daaromtrent doen. En die Here het my kom verander hierdie week. My opinie, my denke hieroor. En as dit met my gedoen en dan kan hy met jou ook doen. Wat sê die Here vandag vir ons oor die vreemdeling? En oor ons situasie hier in Suid-Afrika. Hy sê ek is die Here jou God. Dan woorde, as ons redding vir Suid-Afrika wil hê, kom dit net van God af. Die enigste manier hoe ons die ons en die hulle minder maak, en 'n groter ons maak, as ons saam dieselfde God dien. En hy dan vir ons almal sê, ek is die Here julle God. Dis wat ons land se redding is, God. Dan gee ek nie op, of kom hy van Lesotho af, Swaziland af, Namibië, Zambië, Zimbabwe, Malawi, waar ook al hy vandaan gekom het, gee ek nie om nie, want ons dien dieselfde God. Dit is nog nie die geval, maar dit kan word. En daarom wil ek jou vra, ek gaan nou vir ons 'n gebed inlei, maar jy gaan hierdie week gaan bid vir die vreemdeling. En jy gaan bid dat die Here ook vir ons in Suid-Afrika gaan kom red. Dat xenofobie hier sal weg, dat ons na hom toe sal draai, en dat hy vir ons kan sê, ek is die Here julle God, vir die Suid-Afrika.